Filippense 2, eerste 11 verse. Paulus sê, daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van Gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid. Die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat in Christus Jesus was ook in julle wees. En hier is die Kersfees storie. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, nog 'n trappie af. Deurdat hy gehoorsaam geword het, tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam, die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dankie. As jy jou Bybel gebring het, kan jy by Jesaja 57 oopmaak. En ons gaan net een versie lees. Jesaja 57 vers 15. En die tema God se twee wonings. In English, God's two dwellings, or dwelling places. God se twee wonings. Kom ons vra die Here se hulp wanneer ons sy woord hoor. Ons maak u heilige woord oop, Vader, en bid dat u sal praat, en dat die Gees van die Here die swaard uit sy skede trek, sal u harte binne dring, sal u wond, sal u lig skyn, sal u genees, sal u verlos, sal u vertroos, sal u bemoedig, sal u hoop gee. In Jesus naam. Amen. Daar was 'n digter baie lank terug in Engeland, 400 jaar gelede. Sy naam was John Donne. En John Donne het gesê, God has two dwelling places, one in heaven and one in the humble or meek and thankful heart. En dis het ons in hierdie versie sien. Hy het eintlik maar net hierdie versie in sy eie woorde gesit. Jesaja 57 vers 15. Ja, so sê hy wat hoog en verhewe is, wat vir ewig woon, wie se naam die heilige is. In die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. So God se twee wonings, wat sy eerste woning? Die hoogste hemel. Sy tweede woning, die nederige hart. So kom ons kyk eers na die hoogste hemel. Ek het 'n vriend, ons was vriende op skool, en toe ek klaar is met skool, ek het studeer, my studies voltooi, en toe het ek my eerste bediening gehad in Nelspruit, en terwyl ek in Nelspruit was, toe kry ek 'n uitnodiging na sy troue toe, en ek kon toe nou nie die troue bywoon nie. Maar die troue het gaan soos troues gaan, en hulle het voor die kansel gestaan, hy en sy verloofde, en toe het hulle man en vrou geword, hulle het hulle huweliksbeloftes gemaak, die verbond, en die ringe aan die vingers gesit, en 6 maande later toe skei hy. Want sy het iets gesê wat vir hom 'n groot probleem was, die tog, ek gaan nie met hierdie nonsens opgeskeep sit nie, en toe skei hy haar. Nou dit is hoe Israel was. God het Israel uit Egipte verlos, hulle was slawe daar, toe maak hy hulle vry, en toe maak hy 'n belofte, en hy maak 'n verbond, 'n plegtige ooreenkoms wat hy gesweer het en hulle gesweer het.
om te sê, ek sal julle God wees, julle sal my mense wees, my volk. Maar ek wil hê julle moet my gehoorsaam en my dien, want ek is julle verlosser. Ag, en toe kom hulle in die beloofde land. Hoe vinnig was dit? Net voor hulle ingaan, of toe hulle nou net in is, toe sê Josua vir hulle, wil julle die Here dien? Sê hulle, ja, ons gaan die Here dien. Ons sweer, ons sal die Here dien, ons maak 'n verbond. Toe sê hy nie, maar julle kan nie hierdie ding ligtelik opneem nie. Nee, ons neem dit nie ligtelik op nie, ons sal net die Here dien. En hoe lank was dit toe hulle weggedraai het en ander gode begin dien het? En selfs hulle kinders, hulle babietjies lewendig verbrand vir afgode. Verskriklik. En dis eintlik waaroor Jesaja 57 gaan. As jy die hele hoofstuk lees, dan sien jy hoe hulle afgode dien. Hulle het so vinnig weggedraai van die Here en hulle het afgode gedien. Nou, jy moet onthou nou, nê, 'n afgod is nie net 'n gesneede beeldjie, is nie net 'n houtbeeldjie of 'n koper of 'n yster beeldjie of iets wat jy met goud en silwer oortrek en buig voor dit en sê jy is my God nie. Jesus het gesê 'n afgod kan selfs iets soos geld wees. Hy het mos gesê jy kan nie God en geld dien nie, God en mammon. So afgod is enige iets waarmee jy eintlik 'n obsessie begin ontwikkel. You're obsessed with it. 'n Afgod is enige iets wat dit dring jou hart binne, it occupies your heart. Dit beset jou hart, dit neem jou lewe oor. Jy plaas jou vertroue daarin. As jy in 'n krisis is, hardloop jy soontoe eerste. 'n Afgod is iets waaroor jy depressief raak as jy dit nie kan kry nie. Of jy raak bitter as jy dit nie kan hê nie. Of jy raak angstig, jy raak gestres as jy nie daai ding kan kry nie. 'n Afgod is iets, dit vul jou gesprekke. Meeste van jou gesprekke gaan daaroor, jou beplanning gaan daaroor, jou dagdromery. As jou brein neutral is, nee, is uit raad uit. As jou brein neutraal is en jy dagdroom, dis die dinge wat in jou gedagtes is. 'n Afgod is iets, dis gewoonlik die laaste ding wat jy dink in die aand voor jy in die slaap raak. Die eerste ding wat in jou gedagtes kom as jy in die oggend opstaan. 'n Afgod is iets waaraan jy miskien nou dink, want jy zone uit met die preek, of wanneer ons sing, jy dink aan daai ding. Dis 'n afgod. So wat is dit in jou geval? Vir hierdie mense was dit nou beeldjies waarvoor hulle gebuig het en sê, help my. Wat is dit vir jou? Is dit geld? Is dit besittings? Is dit jou kar? Dalk 'n nuwe kar? Is dit jou huis? Is dit jou vrou? Is dit jou man? Is dit jou kinders? Is dit jou baba? Is dit drank? Is dit pille? Is dit dwelms? Is dit seks? Is dit roem, belangrikheid, jou posisie, jou status in die samelewing? Is dit liefde? Ek wil net liefde hê. Is dit respek? Is dit plesier? Is dit gemaksigtigheid? Pleasure? Relaxation? Is dit jou hond? Die mense maak 'n afgod, dra dit in hulle handsakkies $15 miljoen betaal vir hierdie chihuahua. Is dit jou liggaam? Hoe goed jy lyk? Dieet? Is dit jou intellek, jou geleerdheid, die grade agter jou naam, jou ervaring, jou ouderdom, dit kan enigiets wees. Jy sien, 'n afgod is basies. Dit gaan oor my. Die lewe gaan oor my. Dis wat die duiwel vir Adam en Eva gesê het. Julle kan soos God wees. Alles sentreer rondom jou. En dit is iets wat jou sal weerhou, wat jou sal terughou, wat jou sal weghou van die ware God. 'n Man het vir my gesê, sy seun is 'n ou man. Hy sê, my seun praat al die lingo van Christendom. Hy kan Christenees vlot praat. Hy ken die taal. En hy sê, I think my son thinks he's a Christian, but his life doesn't show it. And to say, and the reason I don't think he serves the Lord, there's an idol. And die idol is Liverpool Football Club. Hy sê, daai ou, hy kry nie tyd om by die Here te kom nie. Hy kry nie tyd om by die Here se mense te kom onder sy woord nie, want hy het hierdie afgod. Want dit is alles in sy lewe. Alles. En die Here roep jou om vers 14 te doen. So net die versie voor ons teks. Hy sal sê, vul die holtes op. Die slaggate, die potholes. Vul die holtes op, vul dit op, maak 'n pad gereed, verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. Nou wat op aarde bedoel hy? As jy net 'n bietjie vroeër in Jesaja lees, in hoofstuk 40, dan het hy ook gesê, die Messias gaan kom, die verlosser gaan kom, maak die pad gelyk,
vir die koning is op pad, skuif die stompe en die klippe uit die pad uit, maak die slaggate reg, die koning kom. En wanneer hy sê, vat hy die struikelblokke, afgode word struikelblokke genoem in Esegiel 14. So die hele hoofstuk, Jesaja 57 is oor afgode. Vat die afgode weg, bekeer julle, draai weg van daai valsgode, die koning kom, die verlosser kom, draai na hom toe. Vertrou op hom. En dis presies wat Johannes die Doper sê wanneer hy kom. Hy sê, smyt daai afgode van julle weg. Bekeer jy van jou sonde en kom aanbid die ware God. Erken hom, en nou kom ons by ons teks vers 15. Erken hom as die een wat hoog en verhewe is. Verhewe in Engels exalted. Erken hom as die ware een. Aanbid hom, buig voor hom. Nou wat op aarde bedoel hy met daai hoog en verhewe? Ons as mense voel baie maklik klein as jy langs iets is wat hoog is. So selfs 'n mens, 2 jaar gelede toe ons in Hazy View. Ons het vakansie gehad daar by die Wildtuin en in Hazy View stap ons eendag in Checkers en ons sien 'n man en Jennifer sê, kyk hy ou. Sy kom kyk hierdie ou. Die ou staan so gelyk met die rakke. En toe hoor ons hy praat, toe hoor ons hy is van Nederland. Lang ou. En toe ons by die til kom is, hoe lank is hy pa? Hoe lank is hy? Toe vra ek hom. Sy sê, excuse me, my daughter wants to know how tall are you? Toe sê hy 2 meters 8 centimeters. Dit is so 6 voet 8, amper 7 voet. En toe staan sy vriend wat so lank soos ek is. Why doesn't anyone ever ask me that? I'm offended. Maar jy voel so klein, almal soos, wow, as jy so ou sien. En dis nie eens 'n verskriklike lang ou nie. Ons mense wat langer as dit is, wat van die langste ou ter wêreld wat soos amper 9 voet lank was, 8 voet 11. Of Goliat. Reus van 'n man. Jy voel klein as jy langs iets is of 'n groot olifant. Jeremy praat altyd van daai groot olifante, 'n tusker. Hulle tande is so lank hy skraap amper die grond. Massiewe ding, as jy in jou kar in die Wildtuin en voel jou polo so klein. Jou polo is klein. Of as jy dink aan 'n redwood boom, die hoogste boom ter wêreld, 116 meter, party van julle dink ek kan nie hoogte skat nie, ek weet nie hoe hoog dit is nie. Arwyp Hospitaal, wat 12 verdiepings hoog is, dit is omtrent 40 meter hoog, die hospitaal. 116 meter hoog is, amper 3 Arwyp Hospitale bo op mekaar, een boom. My broer het 'n boom, die grootste boom ter wêreld gesien, nie die hoogste nie, in die VSA, General Sherman, 'n giant sequoia boom. Die boom is 90 meter hoog. Hy sê toe hy so om daai draai kom, ek dink is in Sequoia National Park, toe hy daai boom sien, hy sê dit slaan jou asem weg. Hy sê die takke van die boom, wat uit die kant van die boom kom, een tak is so groot soos 'n hele bloekomboom. Hy sê dis massief. Jy voel so klein. Of as jy langs 'n berg staan en jy kyk teen hierdie rots op, en dit gaan net op en op, jy voel so klein. Of as jy net in 'n oop veld staan in die nag, in die Karoo of in die Kalahari, daar waar Aapie vandaan kom, en jy staan onder die sterre hemel, jy voel so klein. En dis wat die Here sê in vers 15, so sê hy wat hoog en verhewe is. Hy's hoog en verhewe, ons voel so klein. Ek meen hierdie berge en sterre en bome, en dit is niks. Vergelykend met God, met wat ons in Filippense 2 gelees het, Jesus wat op God gelyke wyse bestaan het in die hoogste hemel. En selfs daarna, hy het mens geword, homself verneder en toe hy verhoog bo elke naam, bo elke owerheid, krag, heerskappy en mag. En dan sê hy verder in vers 15 vir ons, nie net as hy hoog en verhewe nie, wat vir ewig woon. Wie van julle het 'n Bybel wat sê hy woon in die ewigheid? He inhabits eternity, sê die ESV. So God het nie 'n verlede nie, God het nie 'n toekoms nie, hy is die ewige nou. Hy bewoon die ewigheid, hy is buite tyd, hy is nie gekoppel aan tyd nie, hy het geen begin nie, hy het geen einde nie. Hy is die oue van daar, ancient of days. Of selfs Jesus in Micha 5 wat sê hy gaan in Bethlehem gebore word, sy daar is van ewigheid af. So hy begin nie in Bethlehem nie. Bethlehem is net toe hy mens geword het. Van ewigheid tot ewigheid is hy God. Jesus sê van homself, voordat Abraham was, nou voltooi die sin, voordat Abraham was, is ek, nie was ek nie.
Voordat Abraham was, is ek wat ek is. Johannes 8:58. Sy daad geen einde nie. Nou, ons kan nie daai konsep snap nie. 20 jaar gelede nou, toe het ek sondagskool gegee. So ek was al die predikant hier, maar toe het ek 'n sondagskoolklasie gehad van 8-jariges. En Rolf se dogter, Ursula. Ek sê vir haar, Ursula, waar was jy voor jy gebore was? Sy was 8 jaar oud toe. Sy sê, in die hemel? Ek sê, nee. Ek sê, jy het nie bestaan voor jy gebore was. Voor jy in die moederskoot ontvang is nie. Sy sê, hè? Ek sê, ja. Ek sê, net God is ewig. Soos hierdie vers sê, net hy bewoon die ewigheid. Ons lewe, my en jou lewe. Dink maar in vergelyking met die ewige God. Jou lewe is 'n skaduwee. Jou en my lewe is soos miswolk voor die son, soos dou in die oggend, soos gras in 'n veldblommetjie in die woestyn, het vrek gou as die son opkom. Hou duur net 'n dag. Ons lewe is soos water wat in 'n rivier verbyvloei, nou sit hier en dan is dit weg. Gaan nooit weer daai selfde water daar sien nie, is verby. Ons lewe is soos 'n droom, jy wil word wakker en dit was vaag. Dis hoe ons lewe is, sê die Bybel. God bewoon ewigheid. Vers 15 sê ook, sy naam is die Heilige. Die Heilige. Net soos die Onse Vader sê, nee, laat u naam geheilig word. Nou wanneer ons sê sy naam, beteken ons nie die uitspraak nie. Sy naam is hy self, sy naam is sy persoon. Heilig beteken hy's uniek. Hy's in 'n klas van sy eie. Hy's een van 'n soort. Jy kan hom nie in 'n kategorie plaas nie. Hy's heilig. Jesaja 40 vers 25 sê, met wie sal julle my vergelyk, dat ons dieselfde kan wees, sê die Heilige. Jy kan nie God met iemand vergelyk of met iets vergelyk nie. 1 Samuel 2 vers 2 sê, daar is niemand heilig soos die Here nie. Niemand is soos hy nie. Wie is heilig behalwe die Here, Openbaring 15. Nou dink daaraan, daar's 'n liedjie van Bobby van Jaarsveld, ek het dit op RSG gehoor. So seker laas jaar iewers. Ek was geskok toe ek die liedjie hoor. En toe het ek nou gaan kyk in die week, is nie eintlik hy wat dit geskryf het nie. Dis so 'n country duo in die FSA, Florida Georgia Line. En die liedjie se naam is Holy. Dan sing hierdie ou vir sy meisie, you are holy, holy, holy. En dan holy staan vir high on loving you. I am high on loving you. You're the ecstasy in my veins. Nee man, net God is heilig. Hierdie vers sê, hy is die Heilige. Net God is heilig. Die heiligste wesens kan nie eers voor God kom sonder om hulle gesigte te bedek nie. Vlammende hemelwesens in Jesaja 6 wat sê heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige of die Here van die leerskare. Hulle maak hulle gesigte toe, hy is so heilig. Hulle self het nie sonde nie, maar hulle kan nie vir hom kyk nie. Hy is so heilig. Nou wat wil jy vir my sê, my girlfriend is heilig? Hoe kan enige sondaar voor hom kom? Psalm 5 sê, geen sondaar sal voor God staan nie. Hoe kan ons tot hierdie heilige God nader? En dit bring ons by die tweede woning. So die eerste woning van God is die hoogste hemel. Die tweede woning is die nederige hart. Goed, so die Vaaldam, hoeveel persent is hy nou? Hy is oor die 100%, sluise is oop. En dan weet ons wat gebeur in Parys. Nie in Frankryk nie, Parys Vrystaat. En daai Vaalrivier, dit stoot so hoog op tot net onder die brug. Dus elke jaar is dit nou maar hoe dit gaan as dit baie gereën het. Waar wil die water gaan? Die water soek altyd die laagste plek. Of dit nou 'n stormwaterpyp is, en of dit nou 'n vallei is as dit op die berge gereën het, en of dit die see is, want dit wil van die plateau af wil afgaan, dit wil see toe gaan, laagste plek. Waar wil die hoë en verhewe God wees? Waar kom hy? Hy daal neer van daai hoë en verhewe plek, en Jesaja sê, hy kom na die laagste plek. Hy kom na die nederige hart, die gebroke gees, kom hy. In Psalm 113 sê dit, hierdie is vir my baie mooi. Dit sê nie dat God verhewe is in die hoogste hemel nie.
Dit sê dat hy bo die hoogste hemel verhewe is. Dit sê dat hy so hoog verhewe is, hy kyk nie vanuit die hemel neer op die aarde nie, hy kyk neer op die hoogste hemel. Psalm 113 vers 4 tot 6. En dan kom daai God, en hy kom na die laagste, na die arm weduwee. En hy kom na hierdie vrou wat graag 'n kind wil hê. Kom na hierdie een, hy kom na die wat op die ashoop sit, hy tel hulle op, hy maak hulle prinse in sy volk, sê die Psalm vir ons. Filippense 2. Hy het uit die hoogste hemel gekom, en hy het laag neergedaal tot op die aarde, en na ons toe gekom. Nou kan ek jou ietsie vra. Wil jy hierdie God ontmoet? Die een wat jou geskep het, wat vir jou lewe gee, wat vir jou genadig is. Wil jy hom ontmoet? En as jy hom wil ontmoet, waar gaan jy hom ontmoet? Op die laagste plek. Jy moet kom tot by 'n nederige pa en ma, wat nie ryk is nie, hulle is arm. Josef en Maria, hulle kan nie eers bekostig om 'n skaapie te offer nie. Hulle kan net 2 duwe vang in 'n stryk en 'n wip en die duwe offer. Jy moet hom ontmoet in nederige Bethlehem, want Bethlehem is maar 'n ou klein dorpie, nie baie spesiaal nie. Jy moet hom kom ontmoet by die nederige skaapwagters, want skaapwagters is nie iets spesiaal nie. Hulle is maar net skaapwagters. Kom saam met die nederige herders. Jy moet hom kom ontmoet by nie in 'n hotel nie. Nie eers in 'n huis nie, jy moet hom ontmoet in 'n plek waar die diere is, daar onder die grondvlak van die huis waar hulle maar die hooi gooi waar die kamele en die donkies en die skape is. En dan moet jy hom kom ontmoet nie in 'n kot nie, nie in 'n bekkie nie, maar in 'n krippie, in 'n nederige krippie. En dan sê die Here, is nie laag genoeg nie, gaan nog laag. Gaan nog laag na hierdie Jesus wat nie net mens geword het nie, maar soos 'n slaaf geword het. Kom na Jesus toe wat op 'n donkie ry, jou koning, in Jerusalem, nederig. Kom na Jesus toe, gaan nog laag. Gaan na waar hy soos 'n slaaf buig voor sy voete, want 'n slaaf gaan nie jou voete was as jy by iemand se huis kom kuier, jou sandale uittrek en die stof af was nie. Nee, die slaafste slaaf gaan dit doen. Die laagste slaaf, die heidense slaaf. Dan kom jy na Jesus waar hy buig en sy disippels se voete was. Kom na daai nederige plek toe. Maar dis nie laag genoeg nie. Gaan nog laag. En dan gaan jy waar hy hang, tussen 2 kriminele, tussen 2 misdadigers aan 'n vloekhout aan 'n kruis. Dan ontmoet jy hom daar, maar dis nog steeds nie laag genoeg nie. Nie net aan 'n kruis tussen 2 misdadigers nie, maar hy het nie draadklere aan nie. Hulle stroop hom kaal, hy het niks nie. Nie eers klere aan sy lyf nie. Kom ontmoet hom daar. En dan kom ontmoet jy hom daar waar mense op hom spoeg en mense hom uitlag en mense hom beledig en mense met hom die spot dryf. Kom ontmoet hom daar. Dis hoe laag jy moet gaan. Nee, dis nog nie laag genoeg nie. Kom ons gaan nog laag. Kom ontmoet hom waar hy sy asem uitblaas, waar hy van daai lijk word van die kruis afgehaal en hy word in 'n graf gelê in die stof. Dis waar jy hom ontmoet. In die stof. Op die heel laagste plek. En dis letterlik wat die Hebreëse woord hier beteken, wanneer hy sê verpletterde gees, dit beteken stof, in die stof. Dis waar jy hom gaan ontmoet. Jy sien, tot jy nie daar vir hom ontmoet nie, en saam met Christus gekruisig word, kan jy nie saam met Paulus sê, ek leef nie meer nie, Christus lewe in my. Eers waar jy saam met hom sterf, waar jy saam hom sal leef. Eers waar jy so verneder word tot in die graf in, waar die ou self sterf. Ek is klaar met self, met al hierdie afgode en selfgesentreerdheid. Daar kan die Here jou ontmoet en iets doen met jou. Daar kan die Here doen wat Jesaja hierso sê. Hy woon in die hoogte en in die heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, die hart van verpletterdes te laat herleef. Daarso sal die Here jou gebrokenheid herstel, jou depressie, jou stikkendheid, jou sonde. Letterlik wat die Hebreëus hier beteken, wanneer hy praat van verpletter of van nederig. Daai nederig beteken depressed. You are pressed down. En dis waar die Here jou kom herstel. Waar daai riet wat geknak is, waar jou nie afbreek nie, maar hy kom herleef dit, hy herstel dit.
Daai kersie, die vlammetjie gaan amper doodgaan. Dit is net so bietjie blou, jy kan skaars sien hy brand nog. Dis waar Jesus as jy jou verneder, waar hy daai kersie nie doodblaas nie, maar kom herstel. Daar waar jy bewe voor sy woord, daar waar jy nederig van hart is, verpletter in gees en sê, hierdie is wat die Here gesê het, hierdie is wat hy sê, ek buig my knie. Psalm 34 vers 19, net nog so 'n paar versies dan ons klaar. Psalm 34 vers 19. Dawid sê in Psalm 34:19, die Here is naby aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. Psalm 51 vers 19. Offers aan God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie. Psalm 147 vers 3. Dit is hy wat die met gebroke harte genees en hulle wonde verbind. En dan 'n laaste een, Jakobus 4. Jakobus hoofstuk 4, vers 8 tot 10. En dan sluit ek af met 'n illustrasie. Jakobus 4, vers 8 tot 10. Hoor die woord van die Here. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars. Suiwer julle harte, dubbelhartiges. Jy is verdeeld, jy het hierdie afgod en jy wil die Here dien. Weeklaag en treur en huil, laat julle lag in droefheid verander en julle blydskap in somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Dan sal hy jou optel. En ek wil vir jou sê, ek het dit eerstehands beleef gister en eergister. So 2 maande gelede het ons in die Kaap aangekom en ek en my vrou, ons het vakansie gehad vir 3 weke. Ek moes onder andere by 'n konferensie preek daar. En terwyl ons daar was, toe bid ek. En ek sê, Here, as ek nou terugkom en weer my nuwe werksjaar begin, wil U asseblief vir my wys, wat moet ek preek wanneer ek terugkom? En wat moet ek preek oor die Kerstyd? En wat moet ek vir Kersdag preek? Gee my 'n boodskap en nuwejaars en in die nuwe jaar 'n nuwe reeks en so aan. En die Here help my toe, maar ek kry net nie die Kersboodskap nie. En laasweek bid ek in die vorige week, Here, gee my 'n teks, ek weet nie wat om vir Kersfees te preek nie. Kry dit nie. En maandag bid daarvoor niks nie. Dinsdag, wat is vandag? Donderdag, Dinsdag ek bid. En ek het 'n teks en nou bid ek hierdie teks, maar nee, dis nie hierdie teks nie. En dan die volgende en dan verander ek die preek en dan het ek 'n ander teks en dan het ek 'n ander tema en ek kry dit en ek spandeer die hele dag tot Dinsdagmiddag 5:00. Ek het nie 'n preek. En ek is moedeloos. Ek sê die Here, wys my as daar iets is tussen my en U, iets wat verhinder dat U vir my dit gee, wys my. As al sonde is wat ek moet bely, help my. Nou weet ek is gevaarlik. Maar nou kan jy jou sonde bely net so dat as daar iets nie reg is nie, maak dit gou reg dat ek die preek kan kry. Nou maak ek mos nou 'n afgod van my preek. Nietemin. Maar ek bid daaroor en toe gisteroggend ek is bietjie angstig toe ek wakker word, dog ek het nou 'n dag oor en dit is ou Kersdag en ek spandeer ou Kersaand saam met my gesin, ek moet 'n preek hê. En ek vra die Here asseblief help my. Ek weet nie wat om te doen nie. En ek luister 'n preek terwyl ek oefen gisteroggend en dit sny my hart so diep oor pride, oor hoogmoed. En toe wys die Here vir my. Ja. Maandag, toe laai ek gou deuruit ons kerk se Facebook-blad bietjie meer lewendig gemaak. Jy weet, bietjie nuwe foto's oplaai en die Kersangdiens oplaai en al daai goed. En ek dink toe kom ek deel sommer daai preek wat ek in die Kaap gepreek het. Kom ek sit dit op en ek gaan op hulle webtuiste, ek kyk die preek. En ek sien hoeveel mense het die preek gekyk. En ek kyk die ander ou se preek wat ook by die konferensie, syne is 3 keer soveel. Kyk die ander ou, hierdie preek was nie so goed nie. Dis is 100 meer as wat my preek is. En daar kom 'n jaloesie in my hart op. En daar kom 'n hoogmoed in my hart op, 'n verwaandheid. En die Here wys gisteroggend vir my, dis jou hoogmoed. Dis jou jaloesie.
En ek het berou daaroor. Ek gaan na die Here, ek sê, ek is so jammer, Here. Vergewe my. En ek het 'n tyd met die Here gaan spandeer en my hart met hom uitgepraat, my sonde bely. En toe kom tel die Here my op, net soos hierdie vers sê hy sal. As jy jouself verneder voor hom, sal hy jou optel. Wil jy vers 15 hê? Wil jy hê die Here met jou gebroke hart kom heel maak, kom reg maak? Wil jy hê die Here moet daai hart wat so afgedruk voel, kom heel maak? Buig jou voor die nederige Jesus, wat van homself sê, ek is nederig van hart. Kom buig jou voor die nederige Jesus, by 'n nederige krib, en 'n nederige kruis, en 'n nederige graf. En dan staan daai belofte. Hy sal die wat verpletter is in hulle harte, herstel en herleef. En hy sal die nederige gees laat herleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig ons maar laag voor U. So baie gebrokenheid in ons, Here. En dit is maar elke mens se storie. As ons dit maar net wil erken. En ek vra, Here, dat U vandag praat binne in harte, laat die swaard van die Gees die werk kom doen, dat die Heilige Gees self kom wond en weer kom heel maak. Dat dit wat stikkend en verpletter is en afgedruk is en gebreek is en vol sonde is, gesond kan word deur die bloed van Jesus. Amen.